Jesus is weer uit die gebied van Tyrus weg en deur Sidon na die see van Galilea toe in die gebied van Decapolis. Die mense bring toe 'n dowe man wat ook 'n spraakgebrek het na hom toe en vra hom om hom tog sy hande op hom te lê. Hy het hom eers een kant toe gevat, weg van die mense af, toe het hy sy vingers in die man se ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer. Daarna het hy na die hemel toe opgekyk, gesig en vir hom gesê, Ephata, dit beteken gaan oop. Sy ore het dadelik oopgegaan, die belemmering van sy spraak het verdwyn en hy het reg gepraat. Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel. Maar hoe meer hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig. Hulle is geweldig aangegryp en het gesê, alles wat hy doen, is goed. Die dowes laat hy hoor en die stommes laat hy praat. Wie is doof en stom, wat nie kan praat nie, wat later kan hoor en praat, maar nie mag nie? Hierdie man. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus Stories en ons werk deur die lewe van Jesus in die 4 evangelies, Markus, Matteus, Lukas en Johannes. Dit was nie in volgorde nie. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En ons kyk kronologies wat ons alles by God kan leer. En waarna ons spesifiek kyk is die woorde en die werke van Jesus. Wat het Jesus gesê en wat het hy gedoen? En hoekom is dit so belangrik om daarna te kyk? Want hy het gesê, ek sê net wat ek my Vader hoor sê en ek doen net wat ek my Vader sien doen. So as jy God wil leer ken, luister na wat ek sê en luister na wat ek doen. God se wil vir jou lewe, nommer 1, bo waar jy werk, wat jou kwalifikasie is, waar jy bly, wat jy wonder oor wat jy moet doen, bo enigiets, is God se nommer 1 wil vir jou lewe dat jy hom sal ken. En elke kerk se hoofdoel is veronderstel om Jesus te wees, om mense aan Jesus voor te stel sodat hulle hom sal leer ken. En dis ook ons visie, ons doel by Kruispad. So dis hoekom ons deur Jesus se lewe stap om te kyk wie's God en God te leer ken. So daar's van julle wat al van die begin af hier is, die hele ding is op YouTube, so as jy dit wil gaan kyk so ver, jy gaan 'n rukkie besig wees. Maar dit bring vir jou 'n verdieping in jou lewe saam met die Here. Jy mag dalk goed leer wat jy nooit geweet het nie. Jy mag dalk God heeltemal op 'n nuwe dimensie leer ken. En vanoggend gaan die Here vir ons weer verbaas, in my opinie. Want as ek vanoggend se storie lees, het ek hierdie een ding raak gesien die heeltyd. Wanneer jy gered word, verander jou hoor en jou praat. Die manier hoe jy hoor, die manier hoe jy jou ore gebruik en die manier hoe jy jou mond gebruik, verander totaal en al. Nou om vir julle net so 'n bietjie van 'n dowe mens te vertel. Ek het my broer, 6 jaar jonger as ek is doof gebore. En wat jy moet weet van 'n dowe mens, baie mense weet dit nie. Jy dink, daar is half beter, dit is half 'n normale aanname wat mense maak. Ek sal eerder wil sien as om doof te, ek sal eerder wil sien en doof, as jy moes kies tussen doof en blind, sal ek eerder sien, as om doof te wees. Baie mense dink dit. Maar jy besef nie regtig dat doof is baie erger as blind nie. Want jou wêreld bly net so klein. Hy word nooit groot nie. Jy besef nie wat die invloed van jou ore op jou lewe is nie. Niemand doen nie. Ons weet eintlik nie hoe om die goed te gebruik nie. Dis hoekom ons Bybel ons lees, wees vinnig om te hoor en stadig om te praat. Ons weet eintlik nie eens hoe om hulle te gebruik. Jy het altyd 2 ore en 1 mond vir 'n rede, sodat jy 2 keer so hard kan luister as wat jy praat. Ons besef nie die invloed van ons ore nie. Nou, medies, dis nou 'n klomp goed wat ek weet as gevolg van die broer waarmee ek groot geword in my lewe. As jy gebore word en jy kan hoor, tot op ouderdom 7, groei jou brein fisies aan die binnekant, soos jy leer praat. So, as jy eers na 7 doof raak, dan kan jy normaal praat. Jy's net doof. Maar as jy van geboorte af doof is, leer jy nooit reg praat nie. Jy het 'n spraakgebrek. Dan jou tong maak keer niks. Net soos joune vandag wat kan hoor. Maar jy weet nie hoe om te gebruik nie. En jou ore is die oorsaak daarvan. So hierdie ou, van wie ons hierdie storie lees, moes van 'n baie jong ouderdom af al doof gewees het. Dalk is hy doof gebore, ons weet nie. Maar jou brein groei fisies. So jou wêreld is baie klein. Jy het 'n baie klein verwysingsraamwerk. Daar's sekere konsepte wat jy glad nie verstaan nie. Daar's woorde wat jy nooit in jou lewe leer nie, soos die woord verantwoordelikheid. Wat nie 'n groot woord is vir baie van ons wat vandag hier sit nie.
Daar's konsepte wat jy net glad nie verstaan as jy doof is nie. En meeste mense dink jy is sommer stom ook, want jy weet nie om jou tong te gebruik nie. Nou Jesus genees 'n doofstom man in hierdie storie. Ek wens ons kan dieselfde gedoen het met ons ore as wat ons met ons selfone doen. Op jou selfoon is daar 'n ding wat hulle noem screen time. Jy kan daar ingaan, jou slimfoon, dan kan jy gaan kyk, hoeveel tyd het jy in jou selfoon spandeer in 'n dag? Hy gee vir jou 'n hele rekord, gemiddeld. Nou gemiddeld spandeer meeste volwassenes 4 ure 'n dag op 'n selfoon. Statistiek. Tieners, 5 ure. 5 ure 'n dag op 'n selfoon. Weet jy hoeveel tyd dit? Hy wys tot vir jou aan watse apps jy daai tyd spandeer het. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp. Ek wens ons kon dit met ons ore doen. Ek wens ons kon onsself monitor, dat ons elke dag 'n verslag kry van waarna kies my ore om te luister en my mond om oor te praat. En ek wonder, wat sal jy dan sien van jouself? Want waarna luister ons en waaroor praat ons? Wel, een ding weet ek, jy word gebore met 'n begeerte, nommer 1 vir jouself. So jy het allerlei behoeftes en begeertes en jy ontwikkel outomaties in daai rigting. Sommige seentjies is karretjie seentjies. Hulle stel net belang in karretjies. Ander seentjies stel net belang in gewere en jag en visvang. So outomaties gaan jou ore na jou belangstelling toe. Het jy al agtergekom? As iemand oor iets praat wanneer jy nie belangstel nie, raak jy skoon verveeld. Maar laat hulle nou iets sê oor 'n gun en jy jag. Jesus, chom. Jy neem alles in, niks gaan nêrens heen nie en jy het so baie om te sê. Want jou, ons noem dit in Engels jou RAS, is 'n afkorting vir daai gedeelte van jou brein wat oplet wanneer iemand iets prikkel waaraan jy belangstel. Is so ingestel, dis al wat jy hoor en dis al wat jy sê. Natuurlik, as jy hou van reis en iemand praat van reis, ek praat nie fantasties nie, ek praat van travel. Travel. As jy hou van travel en iemand travel, dan luister jy en dan praat jy saam en dan praat jy van al die plekke waar jy al was. Want dis net hoe ons werk. Waarna luister jy, waar praat jy? Ek wens ons kan dit in onsself gemonitor het. Ek dink AI sal ons dalk in staat stel om dit 'n paar jaar van nou af te doen. Jou foon gaan net begin oplet. Dan gaan hy vir jou begin vertel waarna luister jy en waaroor praat jy. Imagine that. Dan gaan jy agterkom. En in hierdie storie hoor ons vanoggend dat waarna jy besluit om te luister en waaroor jy besluit om te praat, verander totaal en al die dag as die Here jou verlos. Jou ore verander. Want wat doen hy? Hy kom in jou lewe in en jy word weer gebore as 'n nuwe mens met 'n nuwe begeerte. Jou begeerte is nie meer vir jou en jou selfsugtige sondige natuur nie. Jou begeerte word nou God. Sien, jou ore word blootgestel aan 'n wêreld wat jy nie eers geweet het bestaan nie. Jou wêreldjie was net so klein. En jou tong volg. Jou praat verander. Dis wat ons in hierdie storie vanoggend sien. En hierdie storie is eintlik so mooi. So mooi. Jy mis dit as jy nie besef hoe belangrik jou ore in jou lewe is nie. Kom ek lees hom vir julle. Jesus is weer uit die gebied van Tyrus af weg deur Sidon na die see van Galilea toe in die gebied van Decapolis. Nou laas week het ons gesien dat die skrifgeleerdes en die fariseërs en al hierdie slim ouens het 'n probleem met Jesus want sy manne het met vuil hande geëet en nou is hulle onrein en nou moet hulle self seremonieel gaan bad en Jesus moet nou verantwoording doen en Jesus het naderhand so moeg geraak van al hierdie konflik wat hy moet hanteer met die Joodse mense vir wie hy aarde toe gekom het, deur wie God die hele wêreld gaan seën. Dat Jesus 'n vakansie nodig gehad. So hy vat toe sy disippels saam en hy trek noordwes op na Sidon toe, 'n dorpie binne in die land wat ons vandag noem Libanon, en is in 'n heidenstreek. En hy probeer wegkruip daar, ons sien hy wou nie gehad het iemand moet weet nie. En daar daag toe 'n vrou met 'n duiwelbesete dogter by hom op en sy help my en hy help haar toe. Maar in elk geval, Jesus is toe nou nog steeds op vakansie en hy bly toe nou nog weg. Hy bly toe nog steeds in 'n heidense gebied. Nou 'n Jood gaan nie in 'n heidense gebied in nie. Heiden beteken goddelose gebied. Mense wat nog nooit nie die God van die Jode ken nie. So Jesus bly nou in hierdie gebied saam met sy disippels want minder mense daar weet van hom, maar blykbaar weet hulle nou van hom. En hy reis toe nou in daai gedeelte, nie fantasties nie. Okay. En hy kom af
En hy kom na Decapolis toe. Nou Decapolis is soos 'n provinsie en daar's 10 klein dorpies daar binne. Nou hy was al in hierdie gebied een keer van tevore, as jy onthou in Markus 3 het ons daarvan gelees. Hy het oor die see van Galilea afgekom op 'n oewer en daar kry hy toe 'n man wat duiwelbesete is wat tussen grafte gebly het. En die duiwel kom val so ewe, die demone kom val so ewe voor Jesus neer en sê, het jy gekom om ons te pynig? En Jesus dryf hy klomp demone en 'n klomp varke in en die varke is oor die afgrond in die see in verdrink. As jy nie hier was nie, dis op ons YouTube kanaal om te gaan luister en wat ons daar uit geleer het. En die mense jaag toe vir Jesus weg. Die mense van daai dorpie is almal 'n klomp heidene, dit was nie Jode nie. Sê gaan asseblief. Ons soek jou nie hier nie. Nou, Jesus is weer in hierdie streek, nie in dieselfde dorp nie, hy het nooit weer teruggegaan na daai dorp toe nie, maar in hierdie streek, daai dorpie het ook in Decapolis geval, 10 dorpies. Maar Jesus het vir hierdie ou gesê, gaan vertel vir mense wat ek met jou gedoen het. En dis die enigste ou vir wie hy dit gesê het. Vir al die ander het hy gesê, stop dit, bly stil. Ons gaan nou kyk oor hoekom hy dit gesê het. Maar hierdie ou het obviously sy werk gedoen. Want hier kom Jesus in Decapolis in, en hier's drommie mense saam om hom, weer soos tussen die Jode, want hierdie ou het sy werk gedoen. Die mense bring toe 'n dowe man, wat ook 'n spraakgebrek het na hom toe, en vra hom tog om sy hand op hom te lê. Hoe het die mense geweet wie Jesus is? Daai ou het vir almal vertel. Nou, hierdie storie van hierdie doofstom ou is net in Markus. Matteus maak verwysing na hierdie storie, maar hy praat nie net van 'n doofstom ou nie. Jy lees niks van dit in Lukas en Johannes nie. Matteus het gesê, Jesus het, daar was 'n klomp sieklike mense, blindes, krepeles, honger, dowes, stommes, en hy het almal net gesond gemaak. Dis al wat ons in Matteus lees. Maar Markus het gevoel, hierdie is baie belangrik, ons moenie hierdie mis nie. Hy het 'n doofstom ou gesond gemaak, want hy wil vir ons leer wat gebeur met ons ore en met ons mond. Die dag as Jesus jou verlos. Hy sê die mense bring toe 'n dowe man, wat ook 'n spraakgebrek het, wat ons nou weet, hy moes jonk gewees het toe hy doof geraak het, of hy's doofgebore, na hom toe en vra hom tog om sy hand op hom te lê. Hoekom moes Jesus sy hand op hom lê? Want 'n dowe man moet sien, met sy oë, dat daar's iets besig om te gebeur. Jesus het sy hande op mense gelê, maar spesifiek met 'n dowe ou, dat hy weet, hy is deel van hierdie situasie. Vra hy toe vir hom. En kyk wat doen Jesus. Vingertaal het nog nie bestaan nie. American Sign Language, gebaretaal het nog nie bestaan in die wêreld nie. 'n Dowe ou moet sy eie taal leer praat om te kan kommunikeer. So vandag kan jy in Suid-Afrika vingertaal gaan leer om met dowe mense te kommunikeer. En as jy dit nooit leer nie, praat jy gebaretaal. Ek het nooit vingertaal geleer nie, ek het maar gebaretaal met my broer gedoen. Ons het ons eie taal in die huis ontwikkel en dis hoe ons gepraat het. En dan is daar standaard Engelse vingertaal in die wêreld wat jy kan aanleer wat oor alle wêreldgedeeltes gebruik word. So hulle het 'n eie taal nodig. En in hierdie oomblik, kyk wat doen Jesus. Begin hy met vingertaal. En hy maak sy eie vingertaal. Hy het hom eers een kant toe gevat, weg van die mense af. Hoekom doen jy dit met 'n dowe ou? Want hulle is nooit deel van niks nie. Hy kan nie deelneem aan 'n gesprek nie. Hy weet nie waar is almal wat daar by daai braai staan nie. Hy weet nie waaroor praat hulle nie. Hy sal net uit die bloute uit sê, ja, ek het hierdie week na daai plek toe gegaan en toe is daar 'n mooi boom. En almal praat oor visvang. Want hy is nie deel nie. Hy kan nie deelneem nie. Hy's doof. Kyk wat doen Jesus. Vir 'n oomblik vat ek jou na 'n wêreld toe waar jy gaan deel wees. Kom na my wêreld toe. Want dis wat hy doen as hy jou nooi om jou te red. Hy haal jou uit jou wêreld uit en hy vat jou in sy wêreld in. Dis nie van ek nooi Jesus in my lewe in en hy word deel van my lewe nie. Hy vat jou uit jou wêreld uit in sy wêreld in. Hy sonder hom af. Hy sê vir hom, jy's vir my belangrik. Kom hier nou waar ek is. Hier waar ek en jy op dieselfde bladsy is. Ek en jy weet presies wat nou hier aangaan. Hy vat hom en hier begin die vingertaal. Dit is sy vingers en hy hou sy ore gesteek en spoeg aan sy tong gesmeer. Krous! Jesus wys vir hom, ek gaan nou iets aan jou ore doen. Hy sit, gebaretaal, hy sit sy vingers in sy ore. En hy spoeg op sy hand en hy smeer die spoeg aan sy tong.
Ek gaan nou werk met jou. Met jou ore en met jou tong. Ek gaan jou nou help. Wys Jesus vir hom. En daarna het hy na die hemel toe opgekyk. Hoekom doen Jesus dit? Hoekom het hy nie voor al die ander wonderwerke opgekyk na die hemel toe nie? Want hy wys vir 'n dowe ou, waar kom die hulp vandaan? Hy wys vir hom, wie is God? Dis God wat hierdie doen, dis my Vader wat hierdie doen. Het hy na die hemel toe opgekyk en hy het gesug. Om vir 'n dowe ou te wys, dat die gebrokenheid van hierdie wêreld is oorweldigend. Het is stikkend, ek weet dit. Ek deel met jou en jou seer. Gebaretaal. Hy wys dit vir hom. En hy het vir hom gesê, Ifata, gaan oop. Die dag toe die Here jou red, het hy jou ore oopgemaak. En jy het anders begin goed hoor. Jou wêreld het oopgegaan. Jou klein wêreldjie wat jy dink, dis waaroor die lewe gaan, het hy vir jou oopgemaak. Kan jy vanoggend hier sit en sê, hy het my ore oopgemaak? Of is ek nog steeds maar net ek? Het hy jou regtig kom voorstel aan homself en die lewe wat hy vir jou beplan het? Of is hy die een wat jou lewe moet onderhou? Wat na jou moet kyk? Want dis wat hy doen. Hy maak jou ore oop. Ifata beteken in die Grieks, hy het die ketting wat sy tong vashou, losgebreek. Dan lees ons, sy ore het dadelik oopgegaan. Die belemmering van sy spraak het verdwyn en hy het reg gepraat. Die Here het hom geherskep in daai oomblik, want hy het fisies laat sy brein groei, wat nie gegroei het toe hy gebore is nie, sodat hy kan praat. In daai oomblik herstel Jesus hom volkome, na 'n ou wat geen spraakgebrek het nie. Ewe skielik praat hy die regte ding, kan almal verstaan. En wat is sy belewenis? Wat hoor hy? Hy hoor God. Hy hoor Jesus. En hy sien sy wêreld. En hy kan praat oor sy wêreld. Oor Jesus se wêreld. Nie sy eie nie, God se wêreld. Jesus het die mense belet. Wie is die mense? Die mense wat die dowe ou na hom toe gebring het en die dowe ou. Hy het hulle belet en gesê om dit vir Jesus het die mense belet om dit vir iemand anders te vertel. En dan lees ons, maar hoe meer hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig. Want dis wat met jou gebeur as die Here jou red. Jy kan nie stil bly nie. Nie stil bly oor jou jagtrippie en visvang en travel. Nie stil bly oor hom nie. Jy kan nie anders as om hom elke dag te hoor nie. As om elke dag jou tong in lyn te kry met sy wêreld nie. Hulle kon nie stil bly nie, want God het opgedaag. Nou, hoekom belet Jesus hulle om te praat? Soos ek gesê het, wie is doofstom en kan nie praat nie, en dan kan hy hoor, maar mag niks praat nie. Hierdie ou. Hoekom belet Jesus hulle? Daai keer toe Jesus so vir sy disippels gevra het, wie sê die mense is ek? Toe staan Petrus op te sê, U is die Christus. Toe sê hy, ja, dis doodreg, maar almal weet dit nog nie, want die kruis het nog nie gebeur nie. Dis nou my vertaling, daai my gaan, as hierdie stukkie wil gaan lees. Wat bedoel Jesus daarmee toe hy dit gesê het? Die storie van die evangelie van die goeie nuus van Jesus was nog nie kompleet nie. Want waaroor het hulle gepraat? Hulle het gepraat oor, hy het my gesond gemaak. Julle weet nou al in hierdie tyd, Jesus sê dit was vir hom so frustrerend, dat almal hom net gejaag het vir wonderwerke, maar nie belang gestel het in wat hy gesê het nie. Die storie van die evangelie was nog nie kompleet nie, want hy's nog nie gestraf, aan 'n kruis vasgeslaan, in 'n graf begrawe en het uit die doodheid opgestaan nie. Dan is dit eers kompleet. Moenie net vir mense die helfte van die storie vertel nie. Ek's nie net hier om vir jou kos te gee en jou gesond te maak en jou te onderhou nie. Ek is hier om vir jou te gee wat jou grootste behoefte in jou lewe is, en dis om ontslae te raak van jou sonde en 'n lewe saam met God te wil hê. Jy moet met die volle prentjie gaan. Die wonderwerke is net 'n aanduiding dat ek wel God is. Maar moenie die helfte van die storie vertel nie.
Julle moet die volle storie, want toe Jesus uit daai dood uit opstaan, was die enigste boodskap wat hy vir enigiemand gesê het, gaan dan heen, die hele, elke nasie, volk en taal, verkondig die evangelie, wyd en suid. Ek is die groot geneesheer, ek is die groot voorsiening, ek is die een wat jou elke dag lei. Ek is die een wat vir jou versoening gebring het en 'n verhouding met God en vir die pad oopgemaak het na 'n ewige lewe toe. Vertel die volle storie. Dis hoekom Jesus gesê het, moenie. Maar hulle kon nie stil bly nie. Hoe is jou tong los oor die Here elke dag? Is hy regtig vir jou so groot wonderwerk in jou lewe? Het jou tong al in lyn gekom met jou redding? Het jou ore al in lyn gekom? Het jou wêreld al so groot geword, of leef jy net in jou kokonnetjie wat jy dink is groot? God's baie groter as daai wêreldjie wat jy het. En hy maak jou ore oop. En hy maak jou tong los die dag as hy jou red. Hulle is geweldig aangegryp. Natuurlik was hulle. En alles wat hy doen, is goed. Die dowes laat hy hoor, en die stommes laat hy praat. Daar was baie ander mense ook, maar dis wat Markus wil hê ons moet hoor. Ons is doof, ons word doof gebore, as ons nie sy wêreld ken nie. En die dag as hy jou red, maak hy jou ore oop, maak hy jou tong los. Alles wat hy doen, doen hy goed. Waar het ons dit al gelees? Genesis 1. Ek het die versie hier, Genesis 1 vers 4. Son en die maan gemaak en gesê, dit is goed. So gaan aan, vers 10, dit is goed. Vers 12, Genesis 1:12, Genesis 1:18, 21, 25, 31. Dit is goed. Alles wat hy doen is goed. Ons het hierdie gesegde wat sê, practice makes perfect. Het julle dit al gehoor? Daar bestaan nie iets soos 'n perfekte mens nie. So is eintlik nie 'n regte gesegde nie. Practice makes you better, does not make you perfect. The only perfect one is God. Hy is altyd goed. Hy weet presies wat die mens nodig het. Hy weet beter as jy wat jy nodig het. En alles wat hy doen is altyd goed. Ten spyte van die feit of jy dit verstaan of nie. Hy is altyd goed. En Matteus lees ons na hierdie dag, het al die mense hierdie woorde gesê, en hulle het die God van Israel geprys. Hy sê nie hulle het God geprys nie, want hier is nie Jode nie. Hier is heidene. Hulle het altyd ander gode aanbid. Ewe skielik aanbid ons nie meer ander gode nie. Ons aanbid die God van Israel, want ons ore is oop en ons tonge is los. En ons het agtergekom waar gaan die lewe. Lees ons in Matteus. Wat leer ons uit hierdie storie uitvolgend by die Here? Nommer 1. God laat dowes hoor en stommes sien. Stommes praat, stommes sien. En die vraag moet jy vir jouself vra. Is jy seker jy kan hoor? Hoor jy wat belangrik is? Hoor jy wat waardig is om gehoor te word? Hoor jy wat God sê? Is jy in sy wêreld? Het jy uit joune uitbeweeg en syne in toe hy jou genooi het? Toe hy jou kom haal het? Toe hy jou gered het? Hoor jy wat jy moet hoor? En wat praat jy? Ek gaan dit weer sê, ek wens ons het sulke apps op ons selfone, of in ons binnekant, soos wat ons op ons selfone het, dat ons onsself kan hoor en dat ons kan sien waarna ons luister en wat ons sê. Nommer 2, hy vat jou na waar hy is. Ja, hy kom haal jou, maar hy bly nie daar waar jy is nie. Hy haal jou uit jou lewe uit, en dit eis jou lewe. Jy moet jou lewe neerlê om hom te volg. Maar hy kom doen die werk in jou lewe, hy kom sit daai begeerte in jou, hy laat jou weer gebore word met 'n nuwe begeerte. Hy kom haal jou uit daar. En hy sê, kom ek wys jou waar gaan die lewe. Nommer 3, hy doen alles goed. Glo jy dit? As hy jou regtig verlos het en regtig jou ore oopgemaak het en regtig jou tong losgemaak het, dan sal jy nie anders kan as om te sê, ja, selfs die slegte in my lewe is goed. Is goed vir my. Dis hoekom Jakobus geskryf het, wees bly as al daai beproewinge oor jou pad langskom, want hy is besig met jou. Hy doen alles goed. En nommer 4, geredde mense prys God en deel sy liefde. Ja, dis vir my verskriklik, soos gister se uitreik wat ons gehou het. Die kritiek wat ons kry van Christene af. Dit is eintlik verskriklik om te dink ons is Christene. Daar's geen manier dat die Here jou red, en jy sit nog steeds in jou hoogmoed, en jy dink jy's beter as 'n volgende mens nie. Daar's geen manier nie. Daar is nie so iets soos een mens beter as 'n volgende mens nie. Ek gee nie om wie jy is,
wat jou agtergrond is, waar jy vandaan kom, wat die kleur van jou vel is, wat jy al geswat het en wat jy al in hierdie lewe bereik het nie. As dit jy is en jy dink dit is werklik, is die Here jou definitief nie gered nie. Jy het nog nooit sy verlossing in jou lewe beleef nie. Jy's vol van jouself. Jy sit hier want dit voel goed. En dit pas jou. Geredde mense, prys God vir sy genade elke dag. Want dit is genade dat ons hier is. En jy deel sy liefde met elke ou wat nog nie daai genade beleef het nie. Jy praat oor daai goeie nuus, net soos hierdie ouens nie kon stil bly nie. Jy's besig om die Here te deel met die wêreld om jou, sonder om te oordeel. Almal te wys, daar's die Here. Dis God. Dis God. Dis God se hand. Kom nader na die Here toe. Ons bid saam. Ons sê ons Vader, ons loof U en ons prys U en ons eer U vir hierdie woord. Dankie dat ons uit hierdie storie uit soveel kan leer. Here, vergewe ons vir die vieslike goed in ons lewe wat ons vermom as mooi en oulik en nederig. Mag ons regtig in lyn kom en U aanbid as die enigste God wat altyd alles goed doen, ten spyte van of ons dink is reg of nie. Mag ons nederig voor U kom staan, Here. Kom maak ons ore oop vir elke persoon wat vanoggend hier so sit, wat net in sy eie wêreld leef. Kom maak ore oop vanoggend, Here. Kom maak tonge los, breek die kettinge wat daai tonge vashou, bid ek in die naam van Jesus. Dat ons reg sal hoor en reg sal praat, dat ons in lyn sal kom met die koninkryk, dat ons daai goeie nuus en daai liefde met die wêreld om ons sal deel. Dis my gebed. In naam van Jesus bid ek dit. Amen.